100.5. As 'n week terug wat ons in die middel was van ons groot G-week en dit is die eerste keer wat ons dit gedoen het. Nee. Ja, dit was. En dit was, man, daar was trane, maar dit was trane van blydskap. Ek dink trane van mense wat oorweldig is. Ja. Mense wat ook waar dit ook swaar gaan by hulle. Ja. En na ander mense se stories geluister het en besef het, maar dalk gaan dit nie so swaar nie. En daarom het ons nou gesê, weet jy wat, ons het so 'n goeie verhouding by die mense by Kairos. Ons was bietjie vroeër hierdie jaar, was ons saam met hulle uit Pretoria Wes toe en ons het verskeie van die projekte gesien waarby Kairos betrokke is. Praat van Lucy's Den, ons praat van generaal Nicolas Smit, die skool met hulle eetprogram, ook hoe hulle die families in die gemeenskap ondersteun en hoe 'n steunpilaar die skool is vir die gemeenskap. En ook wat ons ook van die ander kant af gesien het, want in ons Jou Mense, My Mense insetsel het ons al baie stories gedoen, wat kind of na ons kant toe gestuur is deur Kairos, of ons het van die storie gehoor en dan's Kairos klaar betrokke. Ja. So ons het dit eerstehands al beleef, voordat ons nog hierdie twee lekker mensies ontmoet het, Ja. Julie en Marius. Dis nie julle twee. En toe Jy's ook lekker roe. Ja, toe raak hierdie tweeetjies nou vir 'n hele week omtrent deel van die, wel hulle is al 'n geruime tydjie, maar hulle was letterlik deel van die furniture Ja. vir daai G-week gewees en hulle is op die bestuur van Kairos. Julie, sy is ook die skoolhoof daar by generaal Nicolas Smit en dan die onderhoof Marius wat ook hierso is, maar hulle ran die dinge en hulle is kyk plannetjiemakers. Maar eerstens, ons stasiebestuurder Rolien Potgieter is ook hierso saam met ons. Roo, dankie dat jy hierso is vandag bietjie. Kom ons begin net gou by die begin. Ons hele konsep vir G-week was in 'n boardroom geskep wat ons gesê het, ons wil 'n impak maak. Ja, definitief Doopie. Dankie dat ek hier kan wees. Dit is 'n groot voorreg. Ja, alle goeie idees begin mos maar in 'n boardroom. Soos ons span het ook met in die begin van die jaar gesit en gesê, wat gaan ons die jaar anders doen? En wat getrou is aan ons naam van gaan groot en ons lese. En ons hooffokus is eintlik om radio te doen. Dit wat doen ons en ek glo ons doen dit uitstekend. Ander mense kan vir my verskil, maar julle is fantasties op die lig. So dit is radio. Maar wat gaan ons aanpak hierdie jaar wat ewigheidswaarde het? Wat 'n impak kan maak en hoe kan Groot FM 90.5 bydra om 'n stad te transformeer tot 'n stad wat 'n hoopvolle toekoms het? En ons het in 2024, soos julle weet, ook met 'n nuwe inisiatief afgeskop, die Gebedsdag, wat ons hierdie jaar vir 'n tweede keer gedoen het. En ons weet hierdie projek dra ongelooflike ewigheidswaarde om vir ons luisteraars te kan bid. Ons kry ook daar altyd baie goeie terugvoer en ons Hardes wat saam met ons obviously altyd hierdie plannetjies maak. Hy is ons CEO het gesê, maar hoekom doen ons nie ook 'n pledge week nie? Ons susters radiostasie in die Kaap, Radio Tygerberg, doen dit al vir 'n geruime tyd. Hulle is egter 'n gospel radiostasie en ons is 'n sekulêre stasie. Dit maak dit klein bietjie anderster en ons het net gesê, maar hoekom vat ons dan nie hande met ook 'n NGO, nog 'n NGO soos Kairos, omdat Groot FM, ek weet nie of die luisteraars dit weet, maar ons is ook eintlik 'n NPO, nê? Ons is nie winsbejag nie, maar ons vat hande saam en ons doen ook 'n pledge. En dit is waar dit begin het, om te sê, great, ons doen weer 'n gebedsdag, en ons gebruik ons platform dan om nog 'n pledge te doen, soos ons dit noem, of 'n G-week, wat ons nou in Afrikaans sê, om 'n G-week aan te pak en net om iets anders te doen, dat ons net nog meer impak in ons stad kan maak. En dat ons dit wat die Here vir ons in ons hand gesit het, 'n luisteraar getal so groot, 'n radiostasie wat soveel mense kan bereik en radio wat nog so 'n kragtige medium is om mense te mobiliseer. En ek bedoel, dit het ons nou eerstehands beleef in daai week, verstaan, om dit te gebruik tot sy eer en om stad te kan transformeer. Absoluut. So Roo, jy was in Amerika, ek weet jou hart het gebrand om hier te wees. Ja, kyk, FOMO op sy beste hoor. Maar ek weet jy en Fransjo Boda en Hardes wat ook daar was, het so hard saam gebid en julle het net die terugvoer van hierdie kant af gekry. So wat het vir jou uitgestaan van hierdie week? Ag, ek dink net Nina dat die eerste ding wat ek net weer besef het is dat ons moenie bang wees om risiko's te neem nie. Verstaan, daar's niks betekenisvol het al ooit gekom van 'n gemaksone af nie. En jammer as ek bewoor raak, maar dit is net, ons moet risiko's neem, want dit is wat die Here, as ons weet wie is ons God wat ons dien, hy is groot en almagtig, kom ons vat meer risiko's. So dit het vir my uitgestaan, dat ons 'n risiko geneem het saam met Kairos, en kyk net hoe die week vir ons uitgedraai. En dan net sinergie, dit is net daai woord, ek love daai woord, net sinergie, tussen ons span, ons kollegas, die omroepers,
Die feit dat julle almal so klein bietjie kompeterend is, definitief ook bygedra, maar die span wat 'n visie het, ons luisteraars wat soos familie is, wat elke keer inkoop in elke inisiatief. Ja. Dit maak my bewoe en dan net 'n faithful God. Verstaan, ek dink ons vertrou hom nie altyd genoeg nie. En ek het net weer besef, we need to do great things for God and expect great things from God. Dis daai risiko. Ons moet nie bang wees om risiko's te neem en probeer om groot goed vir God aan te pak nie, en dan kan ons groot goed verwag van God. En ek dink dis wat ook uitstaan. En die laaste ding wat ek wil sê, soos ek die boodskappe ook deurgelees het, hoekom mense gee, dit is eintlik van elke spektrum wat mense gegee het. Mense het gegee groot bedrae uit oorvloed van dankbaarheid, maar dan mense soos jy reeds genoem het, Nina, ook gegee uit omdat dit gaan moeilik met hulle tans, maar hulle gee nog steeds want hulle weet God gaan weer vir hulle voorsien en hulle gee want dit gaan beter gaan. En as dit R50, R100, daai celebrate ons net so baie. En ek dink daai 3 dinge het regtig vir my uitgestaan om risiko's te kan neem. Sinergie, as daar sinergie in 'n vertrek is of in 'n projek of in 'n visie, dan gebeur wonderwerke en dan net dat almal bygedra het, ongeag ryk of arm, baie of min. So, hoorie, ek wil nog bietjie by Julie en Marius ook hoor wat het uitgestaan vir julle van hierdie week, want julle was so baie hier so by ons. So, na ons groot geeweek, en dit was massief, het almal so begin vra op die WhatsApp-lyn tydens verskillende programme, wanneer gaan ons nou hoor wat gebeur het, wat was toe nou die ou uiteinde van julle geeweek, en dit is hoekom ons stasiebestuurder Rolien Potgieter hier so het, en dan ook 2 bekende stemmetjies op die lig, Marius en Julie van Kairos. Iemand sê so, ek is in die bus op pad huis toe, my oorfoon is op want ek wil niks mis van Kairos nie. O ja, die tissues is in my sak, want ek weer die trane gaan loop, lekker dag. En toe sê iemand hier so, nee man Rolien, julle het skaars begin en dan geil. Klaar. Maar ons het ook geloop vir tissues, so ons almal is weer daar. Ek kan nie wag om te hoor hoe groot die wonderwerk is nie, en ek dink dit is wat vir my uitstaan van hierdie geeweek, is hoe die Here eers kom werk het in julle as bestuur se hart, en hoe hy die pad kom voorberei het, Yes. As ek die stories gehoor het van die luisteraars, wat WhatsApps gestuur het en wat gegee het, kan ek sien hoe die Here in hulle harte voor die tyd ook gewerk het, en dan weet ek ook daar by Kairos en die werk wat julle doen, hoe die Here daar, en hy het ons almal se paai bymekaar gebring, en ja, dit is vir my 'n groot wonderwerk, maar wat Julie, Marius het vir julle uitgestaan in daai week, julle wat so betrokke was hierso? Ek wil net begin om te sê, ek dink ons dien 'n awesome Here, en wat vir my net so opgeval het is, soos wat julle nou nog gesê het, almal het gegee, of bedoel, ek was selfs by Lucy's den, wat nie eers, hulle het nie eers water gehad nie, en by the way, hulle het 'n boorgat, en water, en ek dink net om te sê, hierdie mense se hele lewe is verander, ek dink Groot FM en die luisteraars het mense se hele generasies verander. Wow. En ek dink vir my, die hoogtepunt vir my was dat ek die Here se hand in elke liewe storie kon gesien het. En dat die Here die stikkendste, die skeefste portret gebruik om die mooiste beeld uit te beeld. En ek dink dit is wat vir my so uitgestaan het is, maak nie saak hoeveel seer ek dalk, of hoeveel seer het iemand anders dalk al gehad in die lewe nie, maar hulle kan dit gebruik om ander te uplift. Ja. En dit is presies dit wat gebeur het, en die Here se hand sien ek, en dit loop soos 'n goue draad deur hierdie geeweek. 100%. En ons sien dit raak, en ek dink dis vir my so mooi. En dis iets wat net die Here kan doen. Ja, dis iets wat net die Here kan doen. Exactly. Weet julle wat nie man-made. Nee, want ek praat, toe Doopie nou op die jag nou ek was, praat ek met Jacorita om te hoor die ander skenkings wat die luisteraars gegee het, wat nie geld was nie, wat toe direk na Kairos toe is, en die interessante goed wat gegee is, maar hoe elke ding wat gegee is daar klaar iemand aan die ander kant wat ontvang, wat dit nodig het. Ja. Die Here wat 'n klein dogtertjie van 9 jaar op sy hart gehad het, en dit op 'n ander vrou se hart gedruk het om 'n koek te bak. En daai dogtertjie gaan vir die eerste keer in haar lewe 'n koek kry vir haar verjaarsdag. En dit is daai wat die Here se attention to detail
is vir my so ongelooflik. Maar dis juist die Kairos oomblik. Is daai goddelike oomblik waar ek en jy 'n verskil moet maak. En dis presies wat gebeur het. Die hele G-week was 'n Kairos oomblik. Daai goddelike oomblik waar die Here op ons hart gedruk het om te sê, weet jy wat, nou is die tyd om te gee. Ja. En ons moet onthou, 'n oop hand is makliker om te ontvang Ja. as wat jy 'n toehand het. En ek dink dit is Groot FM. Hulle het so groot oop hand en die luisteraars ook. Ag, maar ons sê dit so gereeld is ons is 'n radiostasie en ons ongelooflik dankbaar vir die platform wat ons het. Maar ons is fasiliteerders van die Here se wil. En dit is hoekom ons hierdie platform het, dis deel van ons mandaat en dit is hoekom ons wil mense mobiliseer. Jy weet, ons wil die verskil wees in ons stad. Ons wil die verskil wees wat ons wil sien mense toepas in die stad. En dit is hoekom ons hierdie tipe goeders aanpas en as mense hande vat met organisasies soos Kairos, dan is dit maklik. Want 'n mens weet waartoe die dinge gaan en die impak is nie net 'n tydelike impak nie. Dis 'n ding wat nog vir, soos wat julle sê, generasies vorentoe hopelik impak gemaak. Ja, absoluut. Nee? Verseker. Dis regtig so, want ek dink nie mense jy kan nie dit in rand en sent eintlik omsit nie. Jy kan nie daai boorgat, daai lopende water, dit gee vir daai mense net weer om te sê I'm worth something. Ja. Nee, en dit is waar dit vir ons gaan. Ja. Ek dink net voordat ons gaan aangaan, wil ek net 'n groot dankie sê aan elke liewe persoon wat deel was van ons G-week. Ja. Ons het mense op die lug gehad, maar sonder 'n luisteraar en jou wat nou luister, wat tyd gevat het uit jou dag uit en vir iemand anders vertel het van ons G-week, want dit het ek gehoor. Maandag het ons afgeskop, teen Dinsdag het ek WhatsApps gekry van mense wat gesê het, ons hoor julle is besig met die G-week, hoe raak ons betrokke, wat doen ons? So jy was 'n crucial deel van hierdie projek wat begin is in ons boardroom en waar ek gesê het, weet jy wat, kom ons gaan vir R1 miljoen en R1 miljoen was nie groot genoeg nie, ons het gedroom. Toe Doopie eers dit mos sê, dit is ons soos wow, dis baie. En toe raak hy so mal en hy sê, maar Nina, ek wil net gou voor want toe ons nou met die plannetjies begin en ons roep julle in. Praat die eerste keer met Julie en Marius en sê vir hulle, luister, dit is ons plan en jy kan sien hulle verstaan, maar nie lekker nie. O, dit klink lekker ensovoorts. En met die tweede vergadering wat ons nou al 'n bietjie vleis in die projek gesit het of die G-week en sê vir hulle, maar wat is daai bedrag wat dink julle sal lekker wees as wat ons kan oorbetaal en dit was nog minder is gewees as dit. Hulle gesê, "Jesus, 500,000 sal fantasties wees want dit beteken dit en dit en dit." En toe is ons baie glad nie beskaam Doopie en toe begin ons met R1 miljoen, nê? Toe ons in ons laaste vergadering het ons ook vir mekaar gesê, ek maar wat chase ons? Waarvoor vertrou ons die Here? En Doopie wat so braaf sê 3 miljoen. En ek is so 'n bietjie taken aback en gewoonlik ek is nie bang vir 'n groot taak nie, jy ken my Doops. En ek is soos ek kan in my kop en ons begin dit afbreek. Elke skof moet dit doen in 5 dae en dit en dat. En nee, maar hierdie is eintlik dit is dalk haalbaar. Ja. So net gou om op my punt af te kom is dankie aan elke luisteraar. En ons is dankbaar as 'n radiostasie om 'n luisteraar soos jy te hê wat elke keer as ons sê kom ons pak iets aan, dan is jy bang vas agter ons. Jy vra nie. Ons praat van die kiddies wat gegee het uit snoepie geld uit, verjaarsdaggeld. Kinders in Generaal Nick Smit wat vir hulle maatjies wou 'n geldjie insamel het. Tannie Tini daar uit die ouete huis. Ja. Vir wie daar ook. Hy's beterskap. Hulle het ook gegee. Sassa geldjies wat gebruik is. Mense wat 3 maande laas 'n projek gehad het of inkomste in hulle besigheid wat 'n laaste R300 gegee het en gebless is daarvoor. Ons is dankbaar vir jou want sonder jou kan ons nie hierdie groot drome droom in ons boardrooms nie. Maar ons weet ons het die backing van luisteraars wat 'n Here dien wat groter is as ons almal. Absoluut. So Roo, wat is dit wat jy vir Kairos wil sê vandag op die lig? Nee, ons het nou 'n bietjie gepraat oor waar daai bedrag begin het of waar die drome begin het en ons seker in die begin en 'n bal 3 miljoen van Doopie af. Sorry. Ek mag ook net vandag huil in die ateljee. Maar die Here het net ons verwagtinge kom oortref. En soos Doopie ook gesê het, aan almal wat gegee het, 'n groot dankie. Ons pledge bedrag of ons belofte bedrag wat ons beloof is deur die luisteraars is 4.2 miljoen. Wow, dis dit is ongelooflik. Jy kan net sê
dit is Jesus liefde. Ja, dit is Jesus verseker. liefde. Ja, amazing, dankie. Ja. En dit is Marius het die woorde. Dit is die eerste keer wat ek Marius sien sonder woorde. Hy's 'n chattermos. Ja, nee julle. Ja, so dit is weer daai ding van begin net iets om vir God te doen, want hy gaan en expect great things vir hom van hom en ja, so ons is nog steeds besig om my geld in te samel. Daar's party maatskappye wat gesê hulle gaan aan einde Junie oorbetaal ensovoorts, maar dit is ongeveer meer as 2,5 jaar se voorsiening vir Kairos en dit wat julle moet doen met julle begrotings wat julle met ons gedeel het en dan sommer extras, nê, dit gaan daar gaan lekker goeders wees of nie net die nood nie, maar ons gaan dalk soos julle sê die boorgat wat geboor is, daai ekstra goed gaan ons met hierdie geld kan doen Die containers vir die kossies wat julle het. En weet julle wat, ek dink nie die mense besef of ek dink hulle besef uiteindelik en ek praat eintlik nou, maar julle daar soveel mense op met soveel behoeftes. Ons het 'n dogtertjie in die skool gekry wat nie normaal loop nie. Ons wil haar help. Ja. Sy bly in plankies. Ons gaan haar kan help. En ons gaan haar nou kan help. So dankie vir elkeen. Ek sluk baie hard hier om my trane terug te hou. Maar mag julle geseënd wees vir dit en dankie dat julle ons hande en voete sterk maak en dankie dat julle die pad oorgesteek het om te kom kyk. Nee, dit is net vir ons 'n groot voorreg en regtig ons is nederig dankbaar saam met julle vir elke luisteraar van my kant af ook vir almal wat deel was en ewen mense wat net gebid het. Ek weet ons gebedspan by Groot FM het maande voor die tyd gebid vir hierdie week en dit is net wonderlik om die Here in aksie te kan sien en 'n voorreg om regtig net sy hande en voete op aarde te mag wees. En ek wil namens my en Kairos wil ek regtig vir elke liewe persoon wat iets gegee het en dit hoef nie noodwendig geld nie, daar's baie mense wat my gekontak het wat sê ek wil my tyd gee, ek wil betrokke raak en ek is net totaal en al amazed hoe awesome die Here is. Ek dink ons is sprakeloos. Ek dink ons het eintlik nie woorde nie. Ons sit hier so en ons weet eintlik nie wat om te sê nie. Ek wil eintlik opspring, op en af spring en jy skree. Ons gaan nou. Maar dit gaan nie nou van toepassing nie, maar ek dink dit Marius, besef jy wat hierdie beteken? Besef jy? My brein is in overdrive want ek besef Marius dink al klaar, luister, ek weet presies van hierdie enetjie en ek gaan gou vir daai ene en hierdie een nodig dit. So sodra hy check land, dan gaan ons eers gou daai 3 goedjies doen en dan begin ons met hierdie en dan doen ons daai. Dit is die hele werk. En jy moet nie weet ons sit lekker vas, nee, ons kan lekker vas sit. Ek kan sê want dit wat vir my belangrik is, soms nie altyd vir Marius belangrik nie, maar nou kan ons almal help. Ja, almal. Nou is almal belangrik. So Roo, laaste gedagtes. Ja, ek weet ons is nie baie tyd nie, maar verskoon my maar vir my gaan dit maar net eintlik oor om ons net weer te herinner dat ons is op aarde vir 'n kort tydjie en dat ons dit wat ons doen, die keuses wat ons maak, hoe ons tyd spandeer, ons regtig moet doen met die ewigheid in gedagte. Daai wat ons gesê die ewigheidswaarde ingesteldheid en dis ek sien in my gees is oor die prentjie wat ons almal in 'n lang ry staan. Ons almal is in daai ry. Dis 'n lang ry. Ons is nie altyd bewus van hierdie ry nie. Ons is besig met die daaglikse dinge ensovoorts, maar ons staan in daai ry. En ons weet nie hoeveel mense voor ons is nie. En ons weet ook nie wie agter ons staan nie of wie in die ry is nie. En ons kan ook nie uit die ry uitkom nie. En ons kan ook nie plekke omruil met iemand nie. En niemand van ons kan die ry vermy nie. En hierdie ry is die ry waarin ons almal staan om eendag ons Skepper te ontmoet. En dan gaan ek oorslaan na Engels toe. Is net so while we wait in this line, let's make the moments count. Make priorities. Make the time. Make your gifts known. Make your voice heard. Make the small things big. Make someone smile. Make the change. Make up. Make peace. Make sure to tell your people they are loved. Make sure to have no regrets. And make sure you are ready. Wow. Roo, dankie Julie, Marius, dankie julle almal. Hierdie hele ding het ons begin en afgeskop deur geloof en met 'n gebed. En ek dink dit is ook net van toepassing. Nie sal jy vir ons hierdie ding afsluit. Ja. Jesus, dankie dat ons voor U kan kom as Kairos verteenwoordigers, Roo wat Groot FM saam met ons verteenwoordig, vir ons luisteraars, Here. Ons wil net vir U al die eer gee vir die geweek wat verby is, Here.
May you get all the glory. Here, elke storie, elke kind wat sy lewe verander gaan word, elke persoon, Here, wat U aangeraak het gedurende hierdie geweek. Jesus, may you get all the glory. You are worthy, Jesus. En dankie vir die ongelooflike platform Groot FM, Here, waar ons U naam kan aanroep, waar ons U werk kan doen. En dankie vir Julian, Marius en Kairos en elke vrywilliger wat daar werk, Here. Mag U hulle hande seën, Jesus, en mag U hulle harte sterk maak, mag U hulle krag vernuwe. May you give them your shalom peace, Lord. En dankie vir die goedheid, dankie dat U vir ons almal ongelooflik lief het, dankie dat U U seun vir ons gestuur het, Here Jesus, en dat ons gered kan wees. Ons het U lief, Here, en dankie vir die awesome testimonies wat hier uit gaan kom, en nog al die rippels wat deur ewigheid gaan rippel, Here, en al die gebede wat voor U kom, Here, we honor you and we worship you in Jesus se naam. Amen. 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 Elke luisteraar, dankie. Ons is lief vir julle. Ja. Dankie dat julle hierdie geweek groter gemaak het as wat ons kon gedroom het. En ons sien uit na volgende jaar. Groot FM 90.5